Hallo graad 9's en hierdie week gaan ons 2 weke vat om hierdie hoofstuk baas te raak en ons kyk hierdie week na datahantering. So datahantering is wat jy ook al van eintlik graad 4 af doen, waar mens werk met prentjie, grafieke en dit is waar jy vragies vra om inligting te versamel. So daar is 'n datahantering siklus wat ons volg. Nou die siklus loop soos volg. Jy stel vrae en dan met daai vrae wat jy gestel het, versamel jy data. Dan gaan jy die data wat jy versamel het gaan organiseer. Jy gaan dit vir jou makliker gaan maak om antwoorde daar uit te kry. Dan gaan jy die data gaan vertoon. Nou om data te vertoon gebruik ons grafieke. En elke spesifieke grafiek is vir 'n spesifieke stel data wat versamel is. Dan meet ons die data. En dan op die heel einde interpreteer en analiseer jy die data. Dit is nou daar waar jy gevolgtrekking maak en sê, okay, so met die vraag wat ek gevra het en die antwoorde wat gekry het ek op die gevolgtrekking gekom dat pink melkskommels die gunsteling was. Hoekom dink jy so? Want, So dit is dan op 'n samevatting van alles wat jy voordaan gedoen het. Nou data is inligting wat ons versamel om ons te help om 'n besluit te neem. So ons versamel daai data, ons bestudeer dit en ons neem dan besluite daarvolgens. So die eerste ding waarna ons kyk is om vrae te vra en dan om data te versamel. So ons kry 2 tipes data. Voordat ons wegspring en begin is dit belangrik om te weet dat ons 2 tipes data kry. Ons kry primêre data. Nou dit is data wat jy self versamel, vrae wat jy self vra. En dan kry ons sekondêre data en dit is data wat ons uit boeke of uit die internet uitkry. Dit is data wat iemand anders reeds versamel het, wat ons nou net gebruik om ons eie data op te som. Nou dit is onmoontlik om al die leerders in Suid-Afrika te vra wat is hulle gunsteling sport. So sê nou maar ons wil data versamel oor wat is die gunsteling sport, kan ons nie elke liewe kind in Suid-Afrika gaan vra nie. Daarom kies ons slegs 'n spesifieke groep mense wat ons wil vra. 'n Kleiner groep mense wat dit meer moontlik maak om hierdie data te versamel. En daai kleiner groep mense wat ons kies, noem ons 'n steekproef. Nou 'n steekproef is dan nou 'n klein groep wat versamel waaruit data versamel word. So as jou steekproef reg gekies is, behoort die data goed genoeg te wees om die hele populasie te gebruik. So as ons dan nou die regte groep mense gekies het, regverdig gekies het, kan ons dan 'n gevolgtrekking maak vir die hele populasie. So populasie is die hele Suid-Afrika, steekproef is dan nou die gedeelte wat ons gekies het om te vra. So dan die populasie, soos ek net gesê het, is almal in die land. As ons data versamel, is die populasie almal in die groep waarvan ons ietsie wil weet. Maar soos ek gesê het, dit is nie moontlik om altyd almal te vra nie, so daarom kies ons 'n steekproef. Hierdie steekproef moet wel regverdig en reg gekies wees. So 'n populasie, hele land. Steekproef is 'n gedeelte uit die land wat ons kies om die vraag te vra. Soos ons nou klaar die data, die vraag gevra het en die data versamel het op 'n vraelys of dan nou op 'n rekordblad, nou moet ons daai data gaan organiseer. Nou ons het verskillende maniere hoe ons data kan opsom. Ons kan dit in tellingstabelle gaan doen. Ons kan 'n stingel en blaar grafiek gebruik. Ons kan intervalle gebruik om die data wat ons versamel het te gaan organiseer, sodat ons makliker die inligting kan aflees. Dan sal jy sien later in hierdie les gaan ons praat oor maatstaf van sentrale neigings en dan maatstaf van verspreidings. Maar dit is wanneer ons dan nou data gaan meet, so dis kom ek het in 'n ander kleur gesit het, maar dit vorm ook tog deel van organisasie. Nou ordering van data. Om data te orden beteken om die data in 'n bepaalde volgorde te rangskik. Om dit van klein na groot te skryf, om dit in alfabetiese volgorde te skryf ensovoorts.
Soms is dit ook nodig om data meer as een keer of in meer as een kategorie te sorteer. Dit sal dan makliker wees vir Sarah byvoorbeeld om die hardloopdata te sorteer volgens seuns en meisies. Dan kan sy ook die hardloop van meisies in kleiner gedeeltes sorteer, van hoog na laag byvoorbeeld. En dan kan sy dieselfde vir die seuns ook doen. So eers sorteer sy dit seuns en meisies, en dan sorteer sy elkeen apart in nog kleiner gedeeltes, om dit vir jou nog makliker te maak. So ons gaan nou kyk na frekwensietabelle, en dan op die volgende skryfie gaan ons kyk na intervalle. Nou met frekwensietabelle maak ons gebruik van telmerkies. Nou dit is die maklikste manier om data te tel en te organiseer deur telmerkies te gebruik. Nou telmerkie is 'n kort lyntjie wat ons gebruik om mee te tel. Nou, hoe maak ons frekwensietabelle? So 'n frekwensietabel gaan dan soos hieronder byvoorbeeld die item hê, dit gaan dan die telmerkies hê en dan die totaal. Nou die eerste 4 merkies word vertikaal getrek en dan word die 5de merkie diagonaal deur al 4 getrek, asof dit hulle al 4 bymekaar tel. So dit is dan 5. So as ons kyk na die koeldrankgere, kan ons sien lemoen het 4 streepies, so die frekwensie is 4. Narkie het 4 en dan enetjie deur, wat dadelik 5 voorstel. So as jy so een sien wat deurloop, kan jy dadelik tel 5. Appels het ons dan 5 en 1, 2, 3, 4, wat dan saam 9 sal gee. En gemengde vrugte is dan net 2. So telmerkies tel ons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. So as jy vinnig moet tel, kan jy tel 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27. Mense hou van skremsout byvoorbeeld.